Nou gaan ons Kaap toe. Kendra Alice van Maitland op die vlaktes is een van die mense wat 'n verskil probeer maak aan die invloed wat bendes op jong mense van die buurt het. Pere het tot sy redding gekom en hy span nou sy kennis van en liefde vir die diere tot voordeel van die kinders in. Veel kinders van die area raak betrokke by bendes en dis presies wat met Kendra Alice gebeur het. 'n Paar jaar gelede sou jy hom nie alleen in 'n steegie wil raakloop nie, maar vandag is hy 'n baken van lig vir die gemeenskap. Dis 'n kwessie waar ek nog nie wil sê ek was met hierdie bende en hierdie bende van ek wil nie myself klassifiseer nie. Ek was vroeg genoeg uitgeskakel omdat ek het gevoel ek behoort nie daar die posisie wat ek was nie. Hy was 'n boelie en 'n opstoker met wie hy eerder nie moes sukkel nie en het saam met die berugte Americans bende uitgehang. My bedaring het eintlik gekom waar ek nou om perde begin beweeg het en die gemak het gekry van perde. Ek het begin selfvertroue in dit kry waar ek myself gesê het dis iets wat ek lyk en ook vir my meer wysheid te gee. Hy kom uit 'n gebroke huis uit en sy kinderjare was nie maklik nie. Sy ouma Annie was die een persoon wat nooit tou opgegee het nie en sy het vir hom ook sy liefde vir perde laat ontdek. My ouma is omtrent so 6-7 jaar dood. Sy was ook 'n diereliefhebber geweest. Sy het vir my groot gemaak en sy het my geleer om te gee aan anders en ek het dit nooit verstaan nie tot ek op die ouderdom van 18 begin word het en begin my verhaal te verander waar ek nou terug na die perde is. Na skool het hy groente uit perdekarre verkoop en by die voormalige eienaar van die reiskool as stalknegt gewerk. Sy eerste ontmoeting met die diere was alles behalwe voorbeeldig. Eerste keer wat ek op 'n perd gewees het, was 'n perd wat ek gevat het. Dit was nou skelm geweest, maar ek het nie geken van gaan vra en ek het die perd gevat, maar as jy op die perd klim, daai adrenaline wat uit jou mag uitkom, daai plesier het van my gedruk dat ek net aan een wil ry. Dit was baie lekker geweest. Van daai dag af het ek die gevoel ek wil meer ry en meer ry. Howard Krat wat die reiskool hier in Maitland besit het hom oor Kendra ontferm. As gevolg van sy aanmoediging het Kendra onder andere met gimnastiek op die perde begin. Hy was baie trots op my omrede. Hy het begin sien die persoonlikheid in my en hy het gesien daar is iets wat hy vir my veel meer wil leer. Na sy opleiding het Kendra op verskeie filmstelle as 'n waaghals met perde gewerk. Vandag besit hy die reiskool met 32 perde, maar is ook 'n gemeenskapsprojek. Kinders van agtergeblewe areas kom ry in die middag hier perd en hy span hulle sommer in om dan saam met hom te werk. Die kinders kom nou uit die Kaapse vlakte waar ek vandaan afkom. Die jong manne, hulle wil selfs geld hê om 'n pakkie chips te koop of 'n drink by die skool of hulle 'n paar skoene en ek het die jong manne gesê as hulle kom help, sal ek voorsorg doen wat ek hulle gaan help met hulle skoolklere, skoene. As my kliënte vir my kan help, dan vra ek my kliënte om hulle te help. As hulle probleme het by die huis wat hulle nog nie eet by die huis nie, dan kom hulle na my huis toe en hulle sê Kendra, daar's 'n bietjie van 'n probleem. Dan help ek hulle. Ashley Hardenberg werk al vir 4 jaar hier by Kendra en as gevolg van sy entoesiasme het sy ouer broer Nathan ook hier begin werk. Wanneer ek 10 jaar oud gewees het, toe het ek nie 'n keuse gehad om in die tuin en op die plaas te werk nie. Toe kom ek met my vriende hier elke dag. Toe dink ek ook maar dis 'n goeie plek om te kom om vir my weg van die moeilikheid uit te hou. Want ek was met vriende met onbeskofte kinders. Wat van perde is vir so lekker? Om saam te werk en hulle zijn baie mense. Net dit dat hulle werk, ze raak sagtere persoonlijkheid, alles. Hoe help Kendra julle nog? As daar iets wat ons moet keer, dan vra ons hom en vertel ons. Hij heeft bij mij geholpen, want ik kom uit de gangsterisme achtergrond en Pontewa en drugs en alles daar. En toen ik hier begin te komen, en toen ik heb het niet alles op één tijd gestopt, maar zoals die tijd aangegaan, het gewoon geraakt en zo het zijn. Kendra is beslis iemand na wie jy kan opkyk. Ek weet ek was baie verkeerd in my jong jaar en ek wil nie te sien dat met my jongs van gebeur nie. Kendra het die plek na 6 jaar by die vorige eienaar gekoop en maak seker dat dit 'n lekker uitspanplek is vir almal wat daar kom. Ek verkoop die perde aan reiskole en mense met small holdings. Mense wat dressage of show jumping wil doen, hulle is welkom om te kom kies perde by my wat gemak is vir hulle. Ons doen uitrye wat mense avontuur geniet, dieselfde manier soos ek het geniet het. My perde is padvaardig, hulle is gewoond aan die geraas van die karre en skote wat afgaan omrede. Hulle kom uit 'n baie slegte agtergrond.
Deesdae noem hulle hom die perdefluisteraar van die Kaapse vlaktes of die urban cowboy. My bynaam is Akka Jou, maar hulle skree my Akka Perde hier om hulle beroem vir die perde wat ek mee werk. Wat sê jou ma van die werk wat jy doen? My ma wil eers weet waar kom die uitgawes vandaan. Omrede, sy weet hierdie goed kos geld. En ek sê vir die manier wat ek groot gemaak het is om te gee. En my 10% kan ek nie dit vir die kerk gaan gee nie, omrede ek sien nie waar dit gaan nie. En ek probeer nie om te spot nie, maar ek gee my 10% aan my medemense. Solank ek kan gee, maak dit vir my trots. En my trots maak dat ek elke dag kan voorspoed het om op te staan en nuwe mense, nuwe diere te gaan help. My ma is trots op my, wat sy skoons tot elke dag is sy verbaas omrede my houding en my reputasie verander dageliks. So sy is baie trots. Kendra gee verder terug in die gemeenskap deur mense te besoek wat skroot aanry op perdekarre. Hy rehabiliteer ook beseerde perde en stuur hulle dan na sy familie in die platteland waar hulle herstel. Daarna span hulle in by sy ryskool. Waar is ons nou? Ons is in Philippi Skaapkraal en dis 'n perde area dit. Dis baie perde manne wat hier bly. Kendra maak 'n punt daarvan om sy kennis van perde met die breër gemeenskap te deel en naweke sal hy hom in die Kaapse vlaktes by perde-eienaars kry. My beroep is net om te sien dat die perdemanne trots op hulle diere het en vir hulle sê dis 'n bietjie reg, dis 'n bietjie verkeerd. En hoe gaan dit hier? Die perde lyk veel beter. Die perde se kondisie het verbeter. Meeste van die perde is hulle eienaar se enigste hulpbron van inkomste en hy help waar hy kan. Die oom is 'n pensionaris en die kos is baie duur. So ek gaan nie die oom geld vra vir die kos nie. Omrede die oom kan nie die kos eet nie, die perde gaan die kos eet. Hy gee ook sy tyd aan kinders met spesiale behoeftes. Richard is autisties en loop al vir 5 jaar klas by Kendra en van die eerste oomblik af het hulle 'n hegte band gevorm. I would say there's definitely improvement in his happiness because he feels he's in control of the situation. He has a horse that he can ride at any time. He can do what he likes on the horse. He's got Kenray to assist him and he feels more or less in control of everything, so it makes him feel far more confident and subsequently happy. Easy. See. Did you fit in the center by him? Richard kom 2 keer 'n week hier ry en oefen. Kendra gee ook klas vir 2 ander autistiese kinders. Vir my om te sien dat my perde verantwoordelik kan neem om nog 'n persoon met 'n ander soort gevoel wat 'n bietjie baie excited is of hy's 'n bietjie baie stil of hy's ongebalanseerd op die perd om hom op sy rug te allow en hom uit te vat op 'n ry, dit is 'n regte healing terapie. Soms wil ek huil omdat ek sien die mooiheid van dit. Omrede is laat my meer trots voel oor wat my diere kan doen. Straight up in the air. Touch your toes. Pass between noses here. Kendra moes kies tussen Cowboys en Crooks wees en hy kies toe Cowboys. Gelukkig vir die spannetjie wat in sy voetspore wil volg. Sy ouma Annie sou baie trots wees. Ek kan net my mense wat ek met 'n kwaal of 'n probleem met van my paas, kan ek vir hulle my hande mee gaan skud en vir hulle sê ek is jammer en hulle kom dan met hulle omhelsing om hulle self trots met wat ek gedoen het nou en met my lewe self. So ek dink ek is proud vir waar ek is en wat ek doen vandag.